Welkom by Wiskunde met Hildegard. Vandag kyk ons na vraag 9 van die NSS 2024 vraestel 1. In hierdie vraag gee hulle vir ons punt A en punt B, wat die draaipunte is van F. En ons kan sien dat F is 'n kubiese grafiek. En C 0,7 is die y-afsnit van die grafiek gee hulle ook vir ons. By vraag 9.1 moet ons bepaal watter waardes van x f dalend is. So ons wil nou weet wanneer gaan die y-waardes af. So dis wil ons weet wanneer gaan die gradiënt negatief wees as ons 'n raaklyn sou trek. So kom ons probeer om raaklyne te trek aan die grafiek. As ons hier 'n raaklyn teken, dan het dit 'n positiewe gradiënt. As ons hier 'n raaklyn teken, dan het dit 'n negatiewe gradiënt. So ons weet dat hierdie gedeelte sal in wees. En nou weer eens, as ons hier 'n raaklyn sou teken, dan het hy 'n positiewe gradiënt. Ons kan dus sien dat ons tussen ons twee draaipunte gaan werk. So dus is ons antwoord 1 is kleiner as x, is kleiner as 5/2. Let wel, ons sluit nie die draaipunt homself in nie, omdat by die draaipunt is die gradiënt 0. By vraag 9.2 wil hulle weet wat die x-afsnitte is van f, aksent van f. Die x-afsnitte gaan die draaipunte wees van jou grafiek f. So, as ek nou 'n rowwe skets sou maak, dan gaan dit so iets lyk. So iets. So daar is 1,0 en hierdie is 5/2,0. En dit is jou grafiek f aksent van x. So dit is die afgeleide van f. Sal min of meer so iets lyk. Okay, en ons sal dit dus net skryf as 1,0 en 5/2,0. Okay. In vraag 9.3 wil hulle weet watter waardes van x sal f kontaaf op wees. Nou, kontaaf op beteken dat jy 'n bakkie water kan inhou. So dit het hierdie spesifieke vorm. So ek dink altyd as dit reën, gaan kontaaf op water vang, kontaaf af gaan net die water laat oorvloei. Dit is hoe jy die verskil tussen kontaaf op en kontaaf af kan onthou. Okay, so hulle gee slegs vir ons die twee draaipunte. So wat ons nou gaan doen is, ons gaan die refleksiepunt kry, wat presies tussen punt A en punt B moet wees. So hy is daar ergens. En ons gaan dit bereken deur te sê, die een punt se x-waarde plus die ander een se x-waarde gedeel deur 2 middelpunte. Okay, en dit gaan dan vir ons gee 7/4. So vanaf hierdie punt, waar ons nou het 7/4, een of ander y-waarde, gaan ons 'n kontawe opgrafiek hê. En daar is my bakkie. So ons kan sê kontaaf op, kontaaf op vir x is groter as 7/4. By vraag 9.4 moet ons die waarde van k bepaal, waarvoor y is gelyk aan fx plus k 3 positiewe x-afsnitte sal hê. Let wel, ons is nou besig met 'n vertikale verskuiwing.
So, dus gaan die grafiek van f op of afskuif. As jy kyk, sal jy sien dat hy nie op kan skuif nie, omrede daar alreeds geen positiewe x-afsnitte is nie. Die hoogte van A tussen A en die x-as is 9 eenhede en die hoogte, die afstand tussen B en die x-as is 8 eenhede. Ons sal dit moet gebruik om die vraag verder te beantwoord. Hier is 'n voorbeeld hoe 'n kubiese grafiek kan lyk met 3 positiewe x-afsnitte wat ook stygend is. Let wel, ons het 2 draaipunte, een bo die x-as en een onder die x-as. Okay, so ons kan duidelik sien dat ons 'n maksimaal van 9 eenhede kan afskuif, maar ons kan nie presies 9 eenhede afskuif nie, anders te gaan ons nie 3 positiewe x-afsnitte hê nie. Maar ons kan ook 8 eenhede afskuif, maar nie presies 8 nie. Okay, so daarom gaan K enige van die volgende wees. -9 is kleiner as K, is kleiner as -8.